vir my is dit, en dit sal altyd 'n erediens wees. Dit is nie maar net 'n troostdiens of 'n feesdiens of wat. Dit is werklik 'n erediens omdat die Skepper 'n besondere mens ook daar gestel het en dat dit deel van sy skepping is en ons is die voortsetting van daardie skepping. Daarom gaan ek ook hierdie diens nou proklameer in die naam van die Here en dan kan ons hoor wat die Here ook vir ons via deur MC se lewe en sterwe ook vir ons te sê. Ons begin, ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons weet, U is alomteenwoordig. Ons weet en ons bely ook dat U in elke gelowige se hart is. Maar U het vir ons 'n belofte gegee dat daar waar daar 2 of 3 in U naam byeen is U op 'n besondere manier teenwoordig. En Here, ons het U teenwoordigheid nodig. Ons weet nie hoe om dit altyd te hanteer nie. Ons weet net een ding, en dit is dat 'n lewe soos ons dit hier geken het, geëindig het. En Here, U wat die Skepper is die een wat ook die trooster is. U is die een wat vir ons daarin kan lei en vir ons kan help. Daarom kom ons hier byeen in U naam. Amen. Hy wat die dood oorwin het, is die een wat gesê het, vrede vir jou. Geliefdes, daar's absoluut maar niks in hierdie lewe dis nie my batterye wat pap is nie hoor. Daar sê hy. Sê nou aan. Julle my hoor? Ja, duidelik. Thomas, dit was nie in die skrip. Thomas het alles so presies georganiseer en beplan. Maar daar's ook sin en betekenis daaraan. Net om weer terug te sê, terug te kom te midde van hoe ons nou hier worstel, is dit so dat daar maar net niks is wat vir ons so magteloos laat as om te sien hoe broos en nietig 'n mens is. Hoe jy moet sien dat iemand wat jy voor lief is, so voor jou oë as te ware inkrimp en liggaam en uiteindelik ook siel so absoluut verbrokkel. En dan uiteindelik staan jy daar, dan smag 'n mens na daai uitkoms. Jy bid, jy vra dit. En wanneer daai oomblik kom, wanneer daai oproep kom, dan sê jy so graag daar wou wees. Dan besef ons is nooit gereed vir die dood nie. Die dood, soos wat ons ken, is onnatuurlik. Dit was nie, as ons nou praat van in God, in 'n raas, dit was nie in God se raadsplan, dat mense sou doodgaan nie. Nee, dit het ingekom.
Elke mens of lewende wese het 'n geboortedatum en 'n sterfdatum. Niemand kon en sal nog ooit daarin slaag om weg te kom van hierdie absolute realiteit of wegredeneer nie. En jy kan dit ook nie ontduik nie. Jy kan dit nie ontduik nie. Ons het vanoggend ook hierso dit ervaar dat daar baie dinge is. Een van die onafhanklike kerke, daar's oor die 4000 onafhanklike kerke in Soweto. En een van die kerke se naam is Dodge the Devil and Go Straight to Heaven Church. Daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Op hierdie gedenkblaadjie word ons almal uitgenooi om die lewe van MC te vier. En weet jy, dit is 'n goddelike gawe om net so rustig terug te sit sonder om gejaag te word deur tyd of enige ander sorge. Om by God te hoor oor lewe en oor dood. En dan nie maar net sommer als nie, ook jou dood, jou lewe en my lewe. Henry Nouwen het die volgende oor die dood geskryf: die dood is nie die vyand wat alles hierso sê, hy sê die vyand wat alles tot niet maak nie. Maar hy is 'n vriend wat ons aan die hand neem om ons in die koninkryk van ewige liefde in te lei. Die dood is daardie sleutel wat die goue paleis van God se besondere teenwoordigheid oopsluit. Soos ons gesê het, ons bely dat God alomteenwoordig is. Maar ons is bewus van daardie besonderse teenwoordigheid. Dat God ook sê dat ons ook hier is. En ons weet dat hy nou hier is. Ons het dit mos bely. Ons het dit mos geproklameer. So dit is wat die dood is. Dit is 'n wonderwerk, 'n stuk genade, dat die laaste vyand word ontmasker en oorwin. 'n Poort en 'n oorgang tot 'n nuwe lewe, 'n ander manier van lewe, een wat ons nie ken nie. Ons ken net hierdie lewe. Die dood leer ons wat lewe regtig is. Dood leer ons ook van tydelikheid van alles, die verganklikheid en dat alles verander. Dit leer ons om prioriteite te hê. Dit leer vir ons dat daar dinge is wat belangriker is as ander dinge. Dood is ook daardie groot gelykmaker. Maak die saak of jy vrou, man, wat ook al is, die dood, ryk, arm, vat almal. Ons lees in Psalm 49, elkeen sien tog, wyse mense sterwe net soos dwaase en sotte, en laat hulle besittings aan ander na. Vers 12, die graf is vir altyd hulle tuiste, van geslag tot geslag is dit hulle woonplek. Al het hulle eenmaal grond op hulle naam gehad. En dan vers 13, met weelde en al leef die mens nie vir altyd nie. Maak genoeg tyd vir die dinge met ewigheidswaarde, maar tog ook om getroos te word. Die dood leer vir ons dat ons troos nodig het. Elke mens het troos nodig. Daar's niemand wat dit nie nodig het nie. En dit is die wonder van die woord dat God homself noem trooster. Hy is die een wat die trane ook kom afdroog. Maar in al hierdie dinge is dit duidelik dat as mens het ons hierdie samekoms nodig. Dit is nie maar net 'n tradisie nie. Dit is nie maar net sommer 'n gereelde nie. Die wonder is dat God weet, maar al te goed, dat ons broos is.
Hy weet ook maar al te goed dat ons uniek is. Jy is anders as jou suster. Jy is anders as jou man en jou vrou. Elkeen beleef dit anders en ervaar dit anders. Elke emosie is verskillend. En dit is die rede waarom ons ook so saamkom om oor MC te doen. En elkeen van ons het 'n ander verhouding en 'n ander kontak met haar gehad. Maar weet jy, MC is ook een van God se skepingsdade. Op 17 September 1944 was 'n blye dag. Toe ouers sê, maar hierdie, is dit nie die pragtigste dogtertjie nie? Is dit nie? En soveel jare later, uit haar, het julle na vore gekom, het daar nuwe lewe. En almal van ons is ook daar. En deur hierdie jare wat die Here haar geseën het, is daar soveel kontak gewees met haar, met soveel. Hy was ook daar op 9 Januarie. Die Gees het my ook, daartoe gelei, omdat ek ook daar kon wees. Hy het 'n plan met haar lewe gehad. En hy het nog steeds daardie plan. Dit het nie opgehou nie, dit gaan aan. Hy het geweet van 'n jong, aanvallige Johan de Bruin, wat nie verby die mooie meisie, met haar golwende, julle kyk nou so, maar sy het golwende hare, dat hy die mooiste en besonderse glimlag nie kon miskyk. Sê nog steeds, daar is nie iemand wat kon glimlag soos hy nie. Die wonder is dat daardie werk is nog nie voltooi nie. En dat dit voortgesit moet word in hierdie volgende generasie en in ons wat vir haar geken het. Die dood is en sal altyd vir ons 'n misterie wees. Dis nie maklik om te verstaan nie. Ons as gelowiges egter is daarvan oortuig dat dit nie die laaste vyand is wat ons roof van alles nie. Want die dood is oorwin. Hy verseker ons almal in die evangelie van Johannes dat elkeen wat in hom glo, sal ewig lewe. Sal dit nie, haar lewe het nie opgehou nie. Dit het voortgegaan en dit gaan nou voort. God se liefde is vir ons groter en sterker as die dood. Sy woord is lewend en kragtig. Is 'n ewige troos. En daarom sê hy ook in Openbaring 1, ek sal self die trane kom afdroog. Kom aan. En ek het gesê, dit is ook die rede waarom God dit vir ons saamroep om dit te ervaar. Alhoewel God dit eendag fisies konkreet doen, want ek glo dit, gee hy vir ons, vir mekaar. Ons het die voorreg om mekaar se trane af te droog. Ons het die voorreg om ook dit te doen. God is die een wat in sy groot liefde kom sê, maar daar is baie plek. En aan die kruis sê hy ook dit. En baie keer dink ons, dit is die spykers en wat vir die Here daar gehou het. Dis nie dit nie. Dis sy liefde wat hy daar gehou het. Want dit was nodig sodat hy in die dood kon gaan en die dood ook kon oorwin. Iemand vra juis gister vir my, waarom word daar so baie vanuit die psalms gepreek? En veral dan Psalm 23. Ek het dit wel gesê omdat dit 'n samevatting
van hoe God lewe omskryf in en deur mense lewens. En dit is die wonder, dat ons as nietige mense kan twyfel. Dat ons as nietige mense vrae kan vra, al die hoekoms en die waaroms. En selfs die vermetelheid het, om soos die psalmdigters met God te stryd, met God te beklei. Miskien beklei jy eers nog met God. Is daar nog goed wat jy met God wil uitmaak? Thomas en julle het my gevra ook om hierdie gedeelte van Psalm 73 ook met julle te deel. Iemand het ook dit so genoem, dat die psalms is die asemhaling van die gelowige. En dit is so dat jy, soos jy dit intrek, hierdie lewegewende asem van God se woord, dan gebeur daar iets. Net soos met die suurstof wat jy intrek, gebeur daar iets, daar kom lewe, daar kom 'n bruising deur jou are. En dan word die koolsuurgas, die afvalstowwe uitgeblaas. En dit is wat gebeur as jy die woord van God as hierdie lewende asem beleef. As jy die woord intrek, asem is lewe. En soms snak ons na ons asem. Dan gebeur hierdie wonder dat God ons denke vernuwe en verander. Asaf het ook gestoei met hierdie vrae en probleme van die lewe. Hy het ook met al die hoekoms en die waaroms te doen gehad. Hy het ook geworstel met lewe en dood, soos wat ons dit hierso sien. En daarom is dit nie vir my snaaks nie, geen wonder, dat die Gees ook vir MC in hierdie psalm laat grawe het. En dat sy ook gevra dat dit deel moet wees van haar nalatenskap. Ons kan sien en hoor waarom sy dit gevra het. Vers 21, toe ek verbitterd was en vir onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Luister hierna, al is ek afgetakel na liggaam en gees. God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here, my God, gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. En dis wat nou gebeur. Dis wat vandag gebeur, daar word sy dit beloof. En ek is maar net die instrument daarvan. Psalmdigter Asaf kom tot dieselfde slotsom as Dawid in die bekende Psalm 23. As die psalms ons asemhaling is Psalm 23 die hartklop. Iets in hierdie psalm is lewegewend, lewend ondersteunend, ewigdurend. Iets in hierdie Psalm 23 laat jou voel, jy leef nog, al sterf jou wêreld, al val en tuimel alles in mekaar.
en al staar jy self die dood in die gesig. Ek dink nie ek is die enigste een. Miskien vind jy ook telkens jou vingers of op 'n dag weer en weer op Psalm 23. En dit is seker die, ek het nog nooit by 'n huis ingekom en 'n Bybel gevat, waar die Bybel nie in die middel van die Bybel meer gevat is as op ander plekke nie. Die meeste van ons geniet die psalms, omdat ons eie swaar kry, geluk so presies verwoord kry. Die psalmboek was deur die eeue 'n troostboek vir gelowiges. Daar's geen enkele emosie wat nie in hierdie Bybelboek weerspieël word nie. Dis 'n boek vir mense, gelowige mense, maar ook vir die soeker, ook vir die een wat twyfel. Een wat kan sê, dit is waar ek wil wees. Weet nog nie hoe werk dit nie, maar dis wat ek wil wees. Ek moes inderdaad my gedagtes baie ver terug laat gaan het. Maar ek het onthou tydens 'n huisbesoek, toe dominees nog huisbesoeke gedoen het. Daar in die huis, daar by die WP-gronde, het ek Psalm 23 gedeel. Inderdaad was dit ook so. MC, Johan, ek weet nie, daar was maar so krapperigheid. Jy weet, hoe gaan dit in die huwelik? So, in elkeen is dit. Maar al twee het aandagtig geluister na hierdie psalm. En ek het hom gelees, soos wat ek hom met MC gedeel het, die laaste wat sy gehoor het, in hierdie vertaling. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Psalm 23 sê, selfs al gaan ek in hierdie dood in, ek sal nie bang wees nie. Want U is met my, U is by my, in U hande is ek veilig. Wat 'n wonderlike troos. Is dit nie wat Asaf daar in Psalm 73 gesê het nie, word hier so bevestig. Die digter Dawid kom net met hierdie poëtiese woorde, as hy sê, hy is die herder. En daarom is dit ook nie vreemd, dat die Nuwe Testament oorgaan daarin nie. Dat Johannes ook die woorde van Jesus in hierdie poëtiese vorm sê. Hy is, waar Jesus sê, ek is die goeie herder. Johannes 10:11 sê hy ook, die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Die goeie herder het reeds op Golgotha vir ons die doodsdal ingegaan, sodat ons hom moet volg. Hom moet volg. Maar dit is nie net 'n naloop nie. Elke mens ervaar dit. Asaf het dit daar gesê. Dit is God wat my hand vat. En hy loop saam met my. Hy loop met my. Dit is, jy hoef dit nie alleen te doen nie. Jy hoef dit nie alleen te doen nie.
En omdat hy saam met ons is, weet ons dat ons net soos hy ook die bande van die dood sal afgooi. Dit word as te ware so los van ons gemaak. Die dood is glad nie meer die laaste antwoord op die lewe nie. Die doodstal is glad nie meer daardie eensaam nie. Selfs daar waar liefdevolle mensehande nie meer kan help nie, waar jy hande moet los, waar jy moes ervaar dat sy in 'n eie wêreld, 'n ander wêreld, alhoewel sy daar was, kon ons nie meer die hande vat nie. En dit is waar God se hande oorneem en waar ons ook daar ervaar en beleef. Want uiteindelik loop sy dit. Ons kan dit nie. Ons kan dit nie met ons menslike verstand begryp nie. Die doderyk en al sy verskrikking wat dit inhoud. Maar dit bring vir ons net by een besef, om dig by God te wees. Hy self moes dit deurgaan, die erge pyn, die verwerping, die lyding, die bloedsweet, waar hy uiteindelik ook sê het, my God, waarom het U my verlaat? Om daardie totale Godverlatenheid te beleef, maar dit ook te oorwin, dat hy die angel van die dood ook weggeneem het. Waarheen lei hierdie herder ons? In vers 6 lees ons dat ons op pad is na die huis van die Here, waar ons tot in lengte van dae sal woon. Asaf het dit gedoen. Dawid sê, hy het ons opgeneem, hy kom ons. En dit is asof God letterlik ons hande, of die een wat oorgaan in die lewe, losmaak van ons. Maar jy is nie kaalhand nie. Hy sit sy stok en sy staf in jou hand as jy op daai punt is. Ons sien in hierdie bekende Psalm dat ons wat nog in hierdie lewe is, op die pelgrimspad moet loop, kan ons verseker weet dat die goeie herder, die lewe hier, net so belangrik is soos die grondwywer. Dit is nie, ons leef nie net vir 'n pie in the sky when you die nie. Die ewige lewe begin hier. En dit is wat die dood vir ons wil verseker. Ons mag nie hier uitgaan om te dink dit is eendag as ek dit. God sê, daardie ewige lewe het hier geword. Dit is die worsteling as jy Psalm 73 wil verstaan, om uiteindelik ook te sê dat dit ook hier is. Natuurlik is dit nie vir ons lekker nie. Natuurlik is ons hartseer en raak dit julle twee meisiekinders op 'n besondere manier. Julle wat nou tot die besef kom, dit is 'n nuwe generasie. Maar sy is nie weg nie. Ons wat hier in die naby die see bly, naby die hawe bly, sien gereeld die skepe hier uit die hawe uitgaan. En as jy hom sou dophou, dan sien jy, daar gaan hy. Maar op 'n stadium, dit hang af hoe goed jou oë is. Myne is natuurlik baie goed. Ek sien tot deur aan die kant. Maar soos die jare aanstap, raak dit. Verdwyn dit so uit jou gesigseinder. Maar hy's mos nie weg nie. Daai skip is nog steeds daar. Hy's op pad. En eers aan die ander kant is daar mense wat wag. Sê, daar kom hy. Daar kom hy. Psalm 23, Psalm 73. Die woord van God roep vir ons. Die lewe van MC en haar worsteling met soveel dinge. Hoe ouer sy geword het, hoe meer dinge het sy oor gepraat. Hoe meer dinge was dit. Tot ek op 'n kol gesê het, MC, moenie jou daaroor bekommer nie. Ja, die enigste ding is om God se hand is. MC wat kon bely, die Here is my herder. En nie MC nie, of enige mens anders, nie Johan nie.
ek en jy word ook opgeroep om hierdie pad te loop. Die weg van waarheid, sodat ons uiteindelik moet doen. En die mooiste van alles is, die mooiste van alles wat ons hierso lees, is dat die goeie herder sê, hy los 99 skape om een verlore skaap te gaan. So is daar een van ons is wat vanoggend verlore voel. Wees verseker, al hierdie ander mense wat so heilig is, maak nie vir God saak. Jy is die een vir wie hy gaan los. En MC het dit geleef. MC het dit geleef. 'n groot begeerte is julle twee. Julle weet. Jy weet hoe jy maar gehuil word. Jy weet hoe jy maar word. Dankie vir 'n lewe. Dankie vir 'n God wat so saam is. Kom ons bid saam. Baie, baie dankie Hemelse Vader dat ons vanoggend kan opkyk nie na 'n dooie God nie, maar 'n lewende God. Ja Here, dat U so bewus is van ons gebrokenheid. Dat ons vanuit ons menslike verstand vrae gevra het. Hoekom? Hoekom sy? Waarom ly sy? Hoekom begin sy die mekaar praat? Vergewe ons, Here, dat ons gedink het U is nie daar nie. Vergewe ons as ons aangaan met ons eie dinge, terwyl U wil hê ons moet net stil raak. Here, dankie dat ek met groot oortuiging kan verseker dat elke een wat nou hier voor U sit, vir U kosbaar is. Dat U vir ons wil opneem, soos Asaf dit beskryf het, of soos Dawid dit beskryf het. Here, dankie dat ons 'n verbintenis met Johan en met MC kon gehad. En dat ons 'n verbintenis ook so met Thomas en Ursula en Ilse en ook die kleinkinders het. En ook die susters, Here, hulle wat saam met haar groot geword het. Wat 'n voorreg, Here, om vanoggend ook op 'n besondere manier afskeid te neem van die fisiese teenwoordigheid, maar dat die psigiese teenwoordigheid altyd daar sal wees. Ons vra, Here, dat ons sin en betekenis ook in mense se lewens kan gee. Ons het nie die antwoorde nie, maar ons kan hulle heenwys na die Skepper. In Jesus naam vra ons dat U elkeen sal troos op U unieke manier. Amen. Thomas? Eers die musiek. Ekskuus. Oh, mercy and faith.
praat of gaan ek op hierdie ene praat? Dis net vir jou. Ek gaan net hierdie enetjie so 'n bietjie wegskuif. Ek gaan hom nie op my oor sit nie, ek gaan hom sommer so hou. Ja. Die familie het vir my gevra om dankie Dominee. Die familie het vir my gevra om die eerbetoon van Ursula se ma te doen, Ma Ems. En is regtig vir my 'n groot eer, want ons is hierso om haar lewe te celebrate en te vier. En ek het nou voor die tyd al die briefies gekry wat die mense gestuur het, wat graag iets vir Ma Ems wil sê. En dit is sulke mooi goeders, en vanmôre vroeër toe ons hierso gesit het, ek en Ursula, toe sê sy 'n baie waarding. Sy sê, mens moet eintlik hierdie goeders wat in hierdie briefie staan, wat ons nou vier en van haar met mekaar deel, ons moet eintlik reg kry om dit te doen terwyl sy nog hier was. En dit het my net weer laat besef, jy weet, hoe min doen ons dit, en hoe min sê mens vir die mense om ons en vir wie ons lief is, wat hulle eintlik vir ons beteken. Daar's nou so prosesie wat ons gaan volg. Mieke gaan kom en sy gaan Ilse se briefie wat sy vir haar ma geskryf het lees, en dan gaan Mieke haar briefie vir ouma Ems lees, en dan sal ek dit verder vat. So Mieks. Gaan jy hom sommer self vashou of moet ek hom vir jou vashou? Ek sal probeer. Lekker naby die mond hou. Ja. Sit hom so hier, so. My liefste mammetjie. Sorry. Ja. Eerstens wil ek dank gee aan ons hemelse Vader dat hy mamma so lank vir ons gespaar het. Dis die finale groet. Ek is hartseer. Dis swaar en baie trane is reeds gestort vir 'n ma wat ons baie lief gehad het. Tog is dit met 'n geruste hart dat ek weet, mamma rus sag in Jesus se arms, geen meer pyn en lyding. My ma se hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Mamma het altyd gehelp waar daar nood was, familie of nie. Mamma het van ma self gegee terwyl soms van ma self moes ontneem. Mamma se geloof het ma uitgeleef in alle doen en late. Dankie dat mamma 'n goeie, liefdevolle ma vir my was. Dankie vir al die kere wat ma my opgetel het wanneer ek geval het. Dankie vir die mooi en goeie herinneringe aan mooi tuine, skoon en netjies, mooi huise. Ma was so lief vir blomme en tuinmaak, en ek is dankbaar dat die bietjie wat ek by ma oor tuinmaak geleer het, met liefde kan uitleef. 'n Mooi bos blomme of tuin bring kosbare herinneringe aan ma se liefde daarvoor. Die laaste paar jaar was vir mamma baie erg en frustrerend. Ons het die beste gedoen wat ons kon vir ma met liefde. Ons wou net hê ma moet die aftrede en rus geniet. Ek dank God dat hoe moeilik dit ook al is vir my,
dat hy ma genadig was en ma sonder pyn en lyding saggies heen laat gaan het. Love you up to pieces. Dis sag my liefste mammetjie, Ilse. 'n Spesiale dankie aan Ursula en Thomas wat altyd daar was om in te tree en te help waar ek nie kon nie. My liefste ouma Ems. Al ouma se stories, lekker kos, sin vir humor en natuurlik die Jannie verjaar koeldrank hou ek bietjie nader aan my hart vandag. Vandag groet ek nie vir ouma nie, maar vandag wil ek ouma se menswees vier. Ouma was nie net 'n goeie ouma vir my en Anke nie, maar ook 'n ma wat altyd daar was vir haar kinders. 'n Suster wat almal op kon staatmaak. Dankie dat ouma my geleer het wat dit beteken om met 'n sagte hart en 'n sterk gees te leef. Ek sal ouma onthou in die klein dinge, die geur van ouma se kombuis, ouma se lag wat die kamer gevul het en die rustigheid wat ouma saamgebring het. Rustig, ouma. Ek weet ouma is nou op 'n plek van vrede en eendag sal ons weer ontmoet. Stuur groete vir oupa Jan. Soos ouma altyd gesê het, love you up to pieces. Die volgende brief lees ek graag wat Anke gestuur het. En Anke van julle wat nie weet nie, sit in Bahrein op die oomblik. Sy gee onderwys daar. Sy begin om te sê, liewe Jesus, ek is 'n kindjie klein, maak my hartjie sag en rein. Dis hoe ek my ouma sal onthou. Knielend langs die bed, bid. Want kleintyd gebedjies het sy so silwerlint om my en my sussie se vingers gebind. Haar fietjietuin met hoenders en honde en kraaie. Nou was my en Mieke se speelgrond waar ons leer lag het. Want kind wees was ouma se gunsteling stokperdjie. Haar kombuis altyd soet en altyd vol, mense en lekkernye. Want daarvan het sy nooit moeg geraak nie. Met elke seisoen en elke trek, skoolhuis, seehuis, ouetehuis, raak haar besittings minder, maar liefde meer. Soos wierook brand sy vir almal om haar, want ouma wees is 'n voltydse werk. Met haar hande toegedraai in krekelpapier, hou sy vas aan alles wat was, is en gaan wees. En daan sy die lewe om ouma se kleinkind rooi rosie te wees, was soos om in 'n kinderpartytjie te lewe. Pink melkskommels, Jannie verjaar rooi koeldrank, koek en tert en lawwe musiek. Ouma het my altyd laat lag. Ek gaan al ons uitstappies mis en nooit vergeet hoe lekker ouma my kon druk nie. Ek weet ouma sit nou saam met liefste Tientjie. Ergens in 'n mooi tuin vol Kersrose en rook dalk net vir oulaas se laaste sigaretjie. Ek is lief vir ouma vir altyd en vir altyd. Anke. Dankie Anke. Die volgende brief wat ek wil lees kom van Iliske en die Lombaards van Kraddock. Tannie Ems was 'n pragtige vrou, 'n raakvatter en 'n harde werker. Dit weet ons almal, sy was 'n staatmaker. Sy het help grootmaak aan haar 3 susters.
en Baba Boetie wat na haar gekom het. Kersfees was nie Kersfees en Desember was nie Desember sonder Tannie MC nie. Haar huis was altyd oop vir almal en die potte was altyd aan die kook vir almal. Sy was lief vir tuinmaak en alles was mooi om haar, huis en tuin. Haar kerrykos waaroor ek my arm gebreek het op oujaarsaand in Sonesta. Sy het ons laat skaterlag met haar grappies en staaltjies. Eintlik is woorde te min om alles te noem. Ook hoe sy vir my en Ilse gesorg het toe ons daar agter Sonesta in die flat gebly het. Dit was soos my tweede huis. Hoe sy die mooiste bruid was wat die De Lange fotograaf in Kraddock nog ooit afgeneem het. Hy het haar troufoto laat vergroot en in die hele winkelvenster met haar gevul. CFJ 100, die blou Ford wat sy soos Max Verstappen kon ry. Die tye op De Hoop, in Allewal, Adelaide, Youmood Karavaanpark, Sonesta en Seaview. Sy leef voort in ons gedagtes en ons weet sy is nou tuis. Ons sal haar nooit vergeet nie, net vir oulaas. Ons is lief vir jou Tannie Ems, Eliske en die Lombaards van Kraddock. En dan 'n kort boodskap van oom Klein en Tannie Rita Pitter van die Kaap. Sy sê, dankie liefste Ems, dat jy altyd so geleef het, dat ons jou ook vir altyd met liefde sal onthou. En dan die laaste ene, voordat Ursula ook graag haar briefie wil lees, kom van Tannie Nelly, die Kieke van Allewal. In stilte dink ek terug aan al die mooi herinneringe van jou as die altyd glimlaggende en vriendelike en hartlike skoonsis, met die mooi en groot omgee hart. Ons was altyd met groot hartlikheid en gasvryheid ontvang aan huis, hier in Allewal en oral waar hulle gebly het. Nooit was iets vir haar te veel moeite nie. 'n vinnige Sondagmiddag kuiertjie wat dan uitloop op die lekkerste fish paste toasties, sal ek altyd onthou. Jou nalatenskap sal voortleef in al die wat jy aangeraak het. Mooi loop sal jou mis, met liefde al die Kieke. Inge, is jy reg? Ja. Okay, ek is Ursula. Lekker naby jou montoor. Ja, ek gaan dit doen. Ek gaan alles doen wat julle vir my sê. Ek is medicated, dis hoekom ek hier staan. Kykie, hoe bewe ek. Vir my ma. Ek het eers gewonder of ek iets moet skryf. Want die afgelope 4 jaar het ek en my ma weer soveel dinge saam gegaan. Dat ek nie geweet het wat om te sê nie. Maar toe besef ek wil julle vertel hoe my ma onthou. Ek het eintlik vir hom gevra om dit te lees. Maar toe wil hy nie, so nou moet ek dit doen. Ek onthou van kleintyd af dat ons huis se deure altyd oop gestaan het vir enige iemand wat wou kom kuier. En natuurlik, saam met die kuier, was daar altyd kos. My ma kon ongelooflik lekker kos maak. Ook bak. Nathaniel en Jamie Oliver se kosse kom nie naby my ma se toe. Ek wens ek het minder tyd op die tennisbaan deurgebring en meer tyd saam met haar in die kombuis spandeer. Want dan sou ek ten minste nou meer geweet het van hoe om sulke lekker kos te kon maak. Toe Anke en Mieke klein was, het hulle soms vir my gesê, mamma, die kos lyk mooi, maar dit proe nie mooi nie. My ma was netjies op haarself, haar huis en haar tuin. Sy het groen vingers gehad. En ek glo of ek weet, ons huise op elke dorp waar ons gebly het, was die skoonste en die tuine die mooiste. Sy het altyd die housepipe gevat
om die beddings uit te lê en my pa moes die spitwerk doen. En soms het sy die shape van daai beddings 100 maal verander. Ek het nooit my pa hoor kla nie dat hy oor en oor moet spit om die bedding reg te kry nie. Hy het haar net gevra, is jy nou seker dis hoe die shape van die bedding moet wees? My ma het 'n baie goeie sin vir humor gehad, maar ek dink dis 'n ou kannelstreep, 'n familiestreep. Sy's 'n ou kannel van Oudtshoorn. Sy was altyd reg met 'n grappie of 'n kompliment. Sy het oorgeloop van vrygewigheid, soms ten koste van haarself. My ma was koelkop in 'n krisissituasie, nie soos ek nou nie, en sy het baie wysheid en mensekennis gehad. En ek weet dat haar geloof en haar sin vir humor haar deur die goeie en swaar tye gedra het. Sy het 'n kop vir syfers gehad en rekenkunde soos boekhou in die ou tyd en kontoor met syfers. In die laaste jaar of so het sy dikwels oor haar ou kollegas gepraat. Sy het by Kulo Landman van Rensburg begin werk, van daar af is sy Stilten, Delport en die Jager prokureurs en toe Packdens op die einde. En dankie vir julle wat hier is. Sy het met almal oor die weg gekom en sy was geliefd onder haar oral waar sy gewerk het. Maar daar was een persoon vir wie sy 'n soft spot gehad het en sy het hom gerespekteer vir sy integriteit en menslikheid. En dit was Pieter Silje. Sy het hom altyd Pietertjie genoem. Ek dink sy sou kaalvoet oor die Drakensberge geloop het vir hom. Pieter is ook nie meer met ons nie, maar ek is seker sy het hom reeds gaan opsoek. Dan haar familie. Sy was baie lief vir haar ouers, oupa Basie en ouma Annie, en het die wêreldse respek vir hulle gehad. So 2 weke terug het sy vir my gesê, sy moet tog onthou om hulle te bel en net vir hulle te sê dit gaan goed met haar, want hulle is dalk bekommerd oor haar, omdat sy so lank laas 'n draai by hulle gemaak het. Sy was net so lief vir haar broers en susters. Hulle is 6 kinders, oom Pat, die oudste, wat ook nie meer met ons is nie, tannie Rita in die Kaap, tannie Lies in Kraddock, tannie Hilda in Ceres en Johan, of oompie, soos die familie hom noem, in Amerika. Julle was altyd in haar gedagtes en gebede. Sorry, ek hoop nie hierdie is te lank nou vir julle nie. Vir my en my suster het sy alles gegee. Toe Thomas by ons aansluit, het sy hom onmiddellik soos haar eie kind aanvaar. Hulle twee kon lekker grappies met mekaar maak. Thomas beweer sy uniek fisiek is my ma se skuld, omdat sy altyd gesorg het en seker gemaak het hy eet genoeg, maar ek twyfel daaraan. En dan haar kleinkinders, Anke, wat haar rooi rosie was, en Mieke, haar wit rosie. Ouma was dol oor julle, en julle was baie spesiaal vir haar. Kleintyd, as hulle by oupa en ouma oorgeslaap het, was roomys op die menu vir breakfast, en dit het ek eers later uitgevind. Die laaste 3 tot 4 jaar was 'n rollercoaster vir my en my ma. Dementia het my ma van haarself beroof. Daar was baie trane, maar daarom ook lag tussenin. Daar is baie stories, maar een wat ek nie sal vergeet nie, wat ek nou gaan deel met julle is, ek het my ma gaan haal om haar te stiek vir 'n pink milkshake, want dit was haar favourite. Ek kon sien toe ek daar kom, sy's nie 'n goeie by nie, en ek het geweet dit gaan 'n tawe uitstapie wees. Maar ek het deurgedruk, want milkshake gaan as milkshake. In die kar, terwyl ek bestuur, wou sy kort uitklim. Sy was vies vir my en sy het vir my gesê sy het nou net mooi genoeg gehad. Ek besef toe 'n coffee shop gaan nie werk nie en besluit KFC se drive-thru is nou ons enigste opsie vir die pink milkshake. Maar die hele tyd in die kar was sy moeilik en sy raas met my oor alles wat ek verkeerd doen en nie doen nie. By die drive-thru gee ek die bestelling. Sy sê vir my sy wil niks sê nie, ek moet haar net huis toe vat. Maar ek bestel en ons gaan na die volgende venstertjie vir ons milkshake. Teen daai tyd was ek ook nie meer kalm nie en
In 'n baie harde, kwaai stem sê ek vir haar, dis nou genoeg. Sy moet nou stop. I've had it. Sy was so vir 2 sekondes stil. Toe draai sy so om na my met so 'n krom vinger. Sê sy vir my, jy praat nie so met my nie, ek bly nog jou ma. Ek het uitgebars van die lag en sy het ook nie eintlik iets verder gesê nie en ons het ons milkshakes in vrede saam gedrink. En dan wil ek 'n baie spesiale dankie sê aan die volgende persone wat my support system was die afgelope 3 jaar. Julle raad, bystand, moed inpraat en gebede het my gedra. Tannie Rita en oom Klein, Tannie Lies, Tannie Hilda en Pimpie. Baie dankie. Thomas, ek weet eintlik nie om vir jou dankie te sê nie. Jy het gesien en ervaar wat die impak van my ma se siekte op ons en ons gesin was. Deur alles het jy my met geduld en soms minder geduld ondersteun. Die kere wat ek na 'n kuier by my ma by die huis gekom het en in trane was, het jy my getroos en gehelp om perspektief te kry. Dankie, baie lief vir jou. My ma het altyd, wanneer sy iemand Kobai gesê, bye, love you up to pieces. Ma, ek sê nou bye, love you up to pieces. Om af te sluit wil ek met julle deel wat ek ervaar het toe ons laasweek in die hospitaal was en ons in die dokter se spreekkamer sit en hy vir ons die realiteite verduidelik het. En hy wys toe vir ons die ekstrale wat hulle van ma geneem het. En hy wys die fraktuur van haar heup. Maar toe gaan hy verder. En hy wys al die ander abnormaliteite. Nie een nie, baie meer as een. En die hele tyd terwyl hy besig was om dit vir ons te verduidelik en te wys, het ek die hele tyd gewonder, hoe is dit moontlik dat iemand met soveel abnormaliteite so lank by ons was en geleef het. En toe sê hy iets wat toe vir my die antwoord gee. Hy sê toe in Engels, she was a fighter. En ek het toe besef, Ma Ems het deur die stampe en die stote wat die lewe haar gegee het, nooit opgegee nie. Sy het altyd gefight tot die bitter einde toe. En ons aanraag vir dit. As hy. O. Ek onthou skielik dat ek moet nou die bedankings doen. Dat ek net gou by my papier kom. Die familie wil graag almal bedank wat ons bygestaan het tydens hierdie hartseer tyd van afskeid. Aan almal wat hul liefde, ondersteuning en meegevoel betoon het, of dit deur 'n oproep, 'n boodskap, blomme of besoek was, ons waardeer dit baie. Ons wil graag die volgende persone of instansies bedank. Letitia, daar is Letitia. En jou man Andrei Skols van, ek sê hierdie woord die hele tyd verkeerd, Wy Marlia, is dit reg? Wy Marlia Place, waar Ma Ems die afgelope 2,5 jaar gewoon het. Baie dankie dat julle so mooi na haar gekyk het en haar met soveel liefde, geduld en deernis versorg het. Ons wil ook dankie sê aan die carers en ander inwoners by Wy Marlia Place wat Ma Ems aanvaar het en haar met liefde oorlaai het. 'n Spesiale dankie aan Letitia wat ons bygestaan het met die reël van die begrafnisondernemer en ook al die addisionele administrasie take wat daarmee saamgegaan het. Sonder jou sou ons dit nie so vinnig afgehandel gekry het nie. Baie dankie Letitia. Dr. Shireen Musa, Ma Ems se huisdokter, wat die afgelope 3 jaar
die pad saam met ons geloop het. Dankie vir jou omgee en die mooi manier waarop jy Ma Ems altyd hanteer het. Clements Funeral Services vir hulle bydrae met die administratiewe reëlings om al die nodige dokumentasie gereël te kry. En Dominee Johan, baie dankie vir die troostvolle boodskap vandag en ook dat jy bereid was om op kort kennisgewing hierdie diens vir ons te behartig. Ons kom al 'n lang pad saam. Jy het Pa Johan se diens in 2007 behartig en in 1993 het jy my en Ursula in hierdie kerkgebou getrou en ek onthou die houtbank het hier voorgestaan. Daai deur was oop en die bulle het teen OP gespeel en die kerkdiens het begin toe die gekuierde manne hier verbygestap het en hulle het my almal aangeraai. Jy moet nou weghardloop. Jy hoort nie hier nie. Dankie ook dat jy Ma Ems in die hospitaal kom besoek het. Ons waardeer jou geestelike ondersteuning. NG Kerk De Duin wat hulle fasiliteite beskikbaar gestel het, asook die personeel, Tannie Rita wat gehelp het met die logistieke reëlings en verversings. Mieke en Morney en Rina, baie dankie vir die blomme, die servette, ouma se foto, begrafnisbriefies en die kussie. Ons waardeer dit regtig baie. Ons waardeer julle moeite en liefde vir ouma Ems. Familie en vriende, ver en naby vir julle oproepe, boodskappe van medelee en omgee. Ons waardeer dit so baie en weet dat Ma Ems dit net so sou waardeer het. Theo, baie dankie vir jou stream wat jy moontlik gemaak het, dat familie en vriende wat nie kon bygewoon het nie ook deel van hierdie gedenkdiens was. Baie dankie. My kleindogter vra altyd vir my, hoekom is oupa se ore so groot? Maar gelukkig pas hierdie ding daarom nog. Liewe vriende en familie, ek hou graag aan die begrafnisformulier. Ons Hemelse Vader het dit so beskik dat MC deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou aang? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kinders tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ontvang nou die seën van die Here en gaan hieruit met die sekerheid dat die Here agter jou is om jou te beskerm teen die aanslae van die bose. Dat die Here onder jou is om jou te vang as jy sou struikel. Dat die Here bo jou is om jou te seën met al die seëninge
wat daar in die hemel is. Dat die Here langs jou is om jou te omvou met sy liefdevolle arms. Dat die Here binne in jou is om jou innerlik sterk te maak. En dat die Here voor jou uitgaan om die weg vir jou voor te berei. So seën God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Vir jou Ilse, vir jou Ursula, vir julle susters, vir elkeen van u. Amen. Die familie vra dat u tog saam met hulle 'n broodjie te gaan eet. Dit is reg Bybels. Jy weet, in Jeremia staan daar, dit is erg as daar niemand is om jou te begrawe en 'n broodjie te eet nie. Dit is waar ons net so 'n bietjie closure kry om so 'n drukkie te kry. Baie seën vir u. Sterkte. Daar's nou net 'n musiekgedeelte. Kan jy daarna luister voor dit? Het julle dit? Jy sal maar moet kom sing. Ons gaan nou sing. Ons gaan almal sing. Die son en maan, die aarde sterre, hoe dit elke dag hoe groot is
Daar's nou nog 'n musiekstuk. Terwyl hy speel, kan jy net agtertoe beweeg. So as die familie eerste kans gee, dan kan hulle loop. Didn't know today would be our last. That I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door. And tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of you around the throne tonight.